Goeiemôre. Dus almal kan my hoor, want ek hoor myself. Julle weet julle wat 'n wonderlike dag is dit eintlik om hier by mekaar te kan wees. Maar wat moet ek 'n bietjie verder wegvat, Theo? Is hy beter so? Almal happy. As hy. Maar ek dink dis baie van julle wat nogal saam met my kan stem. 2025 was tot op hede nogal 'n wille jaar gewees. Hy het 'n paar stampe en stote gehad en weet julle hierdie laaste maand was vir my self 'n verskriklike erge maand. Ek moes in 'n kwessie van 2 weke 3 begrafnisse doen. Yes, en ek sê op 'n tyd vir Simon, jy weet 'n vreet aan 'n ou en 'n ou raak moeg en 'n ou begin vra en jy begin te wonder, Here, wanneer gaan hierdie golwe my ophou slaan? Ek en sy sê soms voel dit soos jy kom net so op om asem te skep en slaan die volgende een jou en ek weet dit is nie eie aan ons nie. Maar hierdie laaste week het ek die voorreg gehad waar ek Jesus se kruisdood met 'n paar jong mense kon deel. Onder andere met ons eie jeug en toe Simon Huise laerskool my gevra of ek met die graad 1 tot 3's bietjie vir hulle kan kom vertel oor Paasfees en waaroor Paasfees gaan. En nou sê hulle vir my, maar hoorie, jy moet dit nou eintlik half exciting maak vir die kleintjies, jy weet, laat hulle snap. Maar weet julle, as jy begin praat oor wat hierdie naweek vir ons beteken het, kan jy nie help maar om excited te word nie. En weet julle, nadat ek die voorreg gehad het om dit met hierdie jong mense te deel, het ek self weer eens begin beter voel om vir julle te sê, want ek het besef God leef. Ek dink nie ons besef altyd Jesus leef nie en vanoggend vra Kayla vir my, wat is jou titel pastoor? En ek sê, besef Jesus leef. Die graf is leeg en ons sit partymal hierso en dan dink ons gaan deur al hierdie dingetjies wat ons moet doen vir Paasfees. Dit begin met Palm Sondag en is die kruisiging en is die opstanding. Maar besef ons regtig dat Jesus leef? Wat daai kruisdood en die opofferings van Jesus werklik vir ons beteken het, as jy besef, hierdie hele naweek was die grondslag van ons geloof gewees. Amen. Ons is vandag Christene as gevolg van hierdie naweek. So ek wil begin met 1 Korintiërs 1 vers 23, waar Paulus dit eintlik so mooi uitlê. As jy ooit wonder, as mense jou vra, en ek vra dit graag vir die jeug, as iemand jou vra, wat is die evangelie? Hoekom dien jy die Here? Wat is jou antwoord? En Paulus gee vir ons in 1 Korintiërs 1 vers 23 eintlik die perfekte antwoord. So Paulus skryf hier, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag van God en die wysheid van God. So julle weet, vir baie mense in die wêreld maak hierdie naweek nie sin nie. En Paulus skryf hier, hy sê, weet julle, dit gaan nie vir almal sin maak nie. Maar wat vir ons wat die Here dien, sal dit sin maak. So ons hoef nie met gimmicks die evangelie te gaan verkondig nie. Paulus sê, al wat ons hoef te verkondig, is Jesus en hierdie kruisdood van Jesus. En wat hierdie kruisdood van Jesus werklik vir ons, wat hier sit vandag beteken het. Want weet julle, soveel mense maak hierdie gebeurtenis van hierdie laaste naweek eintlik vir my bitterlik goedkoop en ek hoor dit baie. Ek hoor baie keer hoe predikante sal vertel, maar hierdie naweek het nou gewaarborg dat dit met jou goed gaan. Jy gaan bankrekeninge vol geld hê, jy sal in jou lewe nooit weer siek word nie. Dis all the good news en vir hulle beteken die goeie nuus 'n gemaklike lewe op hierdie se aarde waar ons is. En weet julle, hulle maak hierdie kruisdood van God of van Jesus so goedkoop. Want dit beteken soveel meer as dit. As ons regtig wil gaan kyk wat hierdie kruisdood beteken, dan nommer 1 wys dit vir ons Jesus se liefde. Deurdat hy die grootste offer gedoen het wat hy kon doen om ons sondes te vergewe. En weet julle wat hierdie kruisdood vir ons beteken? Om ons verhouding met God te herstel. Julle, ons kan eendag die ewige lewe ingaan saam met ons Skepper, as gevolg van hierdie kruisdood. Dit beteken baie meer as 'n bankrekening vol geld. Dit beteken baie meer as gesondheid op hierdie aardse bestaan. Dit beteken baie meer as 'n gemaklike lewe.
Dit beteken ons verhouding met God is herstel, want soos julle weet, ons almal is in rebellie teenoor God gebore. Ons is van natuur in teenstryd met God. En ek het so rukkie terug die voorbeeld gebruik, as jy 'n 2-jarige sien 'n tantrum gooi, niemand hoef daai kind dit te geleer het nie. Van nature is dit in ons, en hierso kom Jesus en hy sê, weet julle wat, ek vat al julle vuil, al julle sondes op my, sodat ons hierdie verhouding met God kan herstel. Dis 'n duur prys gewees. Weet julle, as ons begin besef wat hierdie kruisdood vir ons beteken het, sal ons baie minder gefokus wees op hierdie aardse bestaan. Ons sal bietjie minder begin belê in hierdie aardse bestaan, en ek dink ons sal bietjie weer begin belê. En dit wat wag vir die dag wat ons oë toemaak hierso. Wat gebeur as jy jou kop hierso neerlê? Nou, ek wil julle gou so vinnig net 'n historiese les gee vir dies wat sê, hierdie is maar net 'n fabel, dis net 'n verhaal, dis absoluut 'n snert. Maar wat gebeur het hierso is, Jesus is gekruisig, die Vrydag, en dan gaan 'n man na Pilatus toe, en hy sê vir hom, kan ek asseblief Jesus se liggaam vat? Dit was 'n ryk man gewees, hulle reken hy was ook een van die disippels, nou nie een van die 12, of een van die 11 wat oorgebly het nie, maar hy en Nikodemus vat Jesus se liggaam en hulle maak hom toe in linne. Nou wil ek hê julle moet hierso besef, Jesus se hartsmense was nie daar nie. Hierdie 2 mense vat hom, maak hom toe in linne, en hulle gaan sit hom in die graf, draai hom toe, en die 11 disippels is eintlik nowhere to be found. Inteendeel, op hierdie stadium het die 11 disippels pad gevat, en hy gaan wegkruip, want hulle het gevrees vir hulle lewens. En ons sal partymal gaan kyk na hierdie disippels, en dink ons, maar maak nie vir ons sin nie. Hoe was julle so stupid gewees? Julle het 3,5 jaar saam met Jesus geloop, julle het gesien wat hy gedoen het, ek meen, daai mense het wonderwerke gesien wat ons verstand te bowe sal gaan. Julle het die pad saam met hom gestap, en toe die krisis kom, toe glo julle ewe skielik nie meer. Weg. Kruip weg. Daar's een disipel by sy kruisiging, dit was sy broer wat eintlik sy ma vertroos het. So die ander 10 vat pad. Nou die ironie van dit is, Jesus het op menigte plekke vir hulle gesê, julle, dit is wat kom, en ek gaan vir julle gou so een voorbeeld gee, in Lukas 18, maar julle hoef nou nie eers te blaai nie, in Lukas 18 vers 31, sê Jesus baie pertinent vir hulle, en hy sê, hy het die 12 by hom geneem, en vir hulle gesê, kyk, ons gaan op na Jerusalem, en alles wat deur die profete geskrywe is, sal aan die seun van die mens vervul word. Nou moet julle besef, Jesus se kruisiging was al jare voor die tyd deur profete gesê gaan kom. Dit is wat met die Messias gaan gebeur. So hulle wat die geskrifte geken het, moes eintlik geweet het, dit is wat met Jesus gaan gebeur. Vers 32, want hy sal oorgelewer word aan die heidene, en bespot en mishandel word, en op hom sal gespieg word. En nadat hulle hom gesegel het, sal hulle hom doodmaak, en op die 3de dag sal hy opstaan. Maar hulle het niks hiervan begryp nie, en hierdie woord was vir hulle bedek, en hulle het nie verstaan wat gesê is nie. So eintlik hierso, sê die Here, hulle het dit nie verstaan nie, want Jesus het dit eintlik nog nie aan hulle geopenbaar nie. Maar hulle maak soos wat ons baie keer maak. Ons hoor iets, maar ons luister eintlik nie. Ek het al in die verlede gepraat, ons hoor en ons luister partymal net om te reageer, maar hier sê Jesus vir hulle, hoor julle, dis wat kom. Daar's geskryf, daar's geprofeteer, die Messias gaan inkom, hulle gaan hom aanvaar, en net 'n paar dae later gaan hulle hom doodmaak. En hy vertel hierdie ouens en hulle hoor dit nog steeds nie. En hier's baie meer ander tekste wat verwys na dit. Waar Jesus vir hulle gesê het, julle berei hulle voor. Dis iets what's gonna come. En dan sal ons ook lees, die disippels glo dit nie. Inteendeel glo die disippels nie, Jesus sal opstaan na sy kruisdood nie. Julle sal sien toe hy gekruisig is en hierdie manne vat pad, het hulle almal, hulle het verbaand gesit en gedink, maar wat gaan nou aan? Nou is die man dood. Hy het vir hulle gesê hy gaan doodgaan. So daai profesie het tot vervulling gekom. Hy het vir hulle gesê hy gaan opstaan, maar hulle glo dit nie. En nou moet ons verstaan, oorspronklik het die disippels eintlik verwag dat Jesus gaan meer kom as 'n oorlogsman. Hulle het verwag dit gaan hierdie kryger wees wat hulle uit die hand van die Romeine uit gaan red en vir hulle vryheid gaan gee. So hulle het eintlik in 'n mate die Messias gesien as hierdie oorlogsfiguur. En nou kom Jesus hier in met hierdie sagmoedigheid. En hy is die ou wat die voete was. En hy is die ou wat gesond maak.
Ek meen 'n soldaat wat hom arresteer, sy oor word afgekap en Jesus sit hom terug. Nou ek meen julle, hoeveel van ons as 'n krygsman sou dit doen? So op hierdie stadium is hulle eintlik heel deur mekaar, want hulle het die profesie oor Jesus gesien uit 'n politieke oogpunt. Ons sit baie keer daar en ek dink baie van ons is vandag skuldig aan dit. Ons sit in 'n moeilike posisie in hierdie land en ons soek hierdie politieke figuur wat hier gaan aankom van uit die weste uit en hy gaan ons kom bevry in hierdie land en ons vergeet om eintlik soos die disippels te maak, net na Jesus te kyk. Julle weet met Jesus se geboorte wil Herodes hom eintlik al doodmaak. Hoekom? Want die Herodes het dit ook gesien dat hier kom hierdie koning van die Jode, hierdie krygsman, hierdie man wat gaan kom oorlog maak en hulle gaan verslaan. En eintlik is dit glad nie wat die woord sê nie. In Jesaja 53 vers 5 vind ons dit waar hulle eintlik hierdie hele teksvers sien, maar hulle sien dit as 'n militêre aksie wat vir ons sê, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hulle sien dit. Daar is hierdie krygsman wat gaan kom beklei. En as jy hierdie teksvers nou lees, ons wat gelukkig is om dit in retrospek te lees, dan besef jy maar alles wat hier geskrywe staan, het tog gebeur. Daar het genesing gekom. Hy het vir ons gesterf. Hy is deurboor. Julle ons verhouding met God is genees na hierdie gebeur het. Maar hulle het gedink Jesus gaan vir hulle hierdie vrede en hierdie verdrukking bring. En nou kyk ek graag na ons land. En dan sal ons veral, ek wil amper sê ons nasie, ons volk baie graag met die witbrood onder die arm klaar. Ons is onder hierdie verdrukking. Skryf briewe en reik uit na ander presidente en sê asseblief kom bevry ons hier in ons land. En ons mis om te kyk na die oppergesag. Amen. Ons hou vas aan hierdie hoop dat hierdie mens gaan kom soos wat hierdie disippels gedoen het en hierdie mens moet ons bevry. En hoeveel van ons sit nie ons hoop op hierdie spesifieke man nie? Julle, daai man kan vir ons niks doen as God dit nie toelaat nie. So ons maak dieselfde fout wat die disippels gemaak het. Die vrede wat Jesus vir hulle gebring het, was 'n groter vrede as wat die menslike verstand sal verstaan. Die vrede wat God vir ons vandag gee in hierdie land waar ons sit, is eintlik 'n vrede wat ons verstand te bowe gaan. Julle besef dit nie eers nie. Ons floreer eintlik nog in 'n land. Want God is nog steeds in beheer. So omdat die Jode eintlik hierdie profesie nie verstaan het nie, het hulle gaan gerugte versprei. Na daai graf leeg is en hulle het gesê die disippels het daai liggaam gesteel. As jy vandag nog met 'n Jood gaan praat, dan gaan hy vir jou sê, daai man het gesterf, want ek wil nou gou vir julle so vinnige stelling hier maak. Daar is mense wat Jesus nie erken as die seun van God nie, maar ewen jou ateïstiese hierdie historikuste erken. Daar was 'n man met die naam Jesus. So ons kry vandag mense wat sê die kruisdood is bog en dis snert en dit het nie gebeur nie. Julle as ewen ateïste kan erken daar was 'n man met die naam van Jesus, dan was daar 'n man van die naam van Jesus. Maar wat die Jode gedoen het is, hulle het die roemers versprei. Inteendeel sê die woord vir ons, hulle het die soldate 'n klomp geld betaal. En gesê gaan sê julle vir die mense, die disippels, het hierdie liggaam kon steel en hulle glo dit vandag nog. As jy vandag met 'n Jood praat, dan sê hulle vir jou, hulle wag nog vir die Messias om te kom, want daai man, that carpenter, het gepretend om die Messias te wees. En toe hy dood is, toe gaan steel hulle sy liggaam. Dis hoekom ons glo hy het opgestaan. Maar, ons weet die graf is leeg en ons weet Jesus leef, en hoe weet ons dit? Want die woord van God sê dit vir ons. Matteus 28, vir die van julle wat soontoe wil gaan saam met my. Dis vir my so kosbare teks op 'n dag soos vandag. Matteus 28 vers 1. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, nou die Sabbat sou gewees het, yesterday. Teen die eerste dag van die week kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing,
Want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding so wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het wagte gebewe en soos dooies geword. So daai manne kap om, so stres hulle. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword, maar die engel antwoord toe en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Nou luister bitterlik mooi. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. So die engel sê vir hulle, kom kyk, die graf is leeg. Hy het opgestaan. Julle ons lees verder wat hierdie vroue gaan en hulle gaan vertel vir die disippels en hulle sê, julle weet Jesus leef. Jesus kom van hulle langs die pad tegemoet en hy sê vir hulle, hy leef en hulle glo hom nog steeds nie. Wat dink julle die disippels gedoen na afloop van hierdie hele storie? Van hulle is terug na hulle ou beroepe toe. As julle kan onthou, daar's 'n stuk waar Jesus loop, dan stap hy, dan is die manne weer besig om vis te vang. Hulle het moed opgegee. Weet julle hoe baie van ons doen dit vandag nog? Nou, ek gaan vir julle eerlik wees, ek het begrip vir van die disippels. Ek dink dit was nogal 'n skok geweest, jy het 3,5 jaar tyd saam met hierdie man spandeer, jy het duidelik baie lief geraak vir hom, jy het naby aan hom gekom, jy het verwag hierdie man gaan ons kom vrymaak, en hier word hy gekruisig, hulle vat die pad, hulle sien hoe word hy in daai grafdalk gesit, en hulle raak mismoedig. Dit gebeur so baie met ons. Here, ek kan bid nie. Ek gee my geld, ek kom kerk toe, ek dien nie, maar my saak werk net nie uit soos wat ek wil. En ons maak presies soos wat die disippels maak. Ons wonder soms hoekom hulle in die Here kon twyfel, maar dan wonder ek, hoekom twyfel ons so maklik in Jesus? En hier is nie een mens hier wat vandag vir my kan sê, jy het nog nooit daai twyfel gehad of die Here vir jou gaan deurkom nie. Nou hoekom het hulle so gemaak? Want hulle was faalbare mense net soos ons. Hulle was mens net soos ons. Maak nie saak hoe lief hulle vir hom was nie, hulle kon daai gemartel nie verstaan nie. Hulle het besef hulle gaan in sy voetspore dalk moet volg. Hoekom dink julle het Petrus hom 3 keer verloon? Hy het gesien waardeur gaan daai Jesus. En sy menslike verstand op daai oomblik sê vir hom, wil jy regtig deur dit gaan? Is jy bereid om te ly vir jou Christus? Weet julle, en ek kan nogal dink toe hulle so by mekaar gekom het, moes hulle baie stories gedeel het oor hom, maar éventueel sekerlik op 'n punt gekom het wat hulle gesê het, julle, ek dink ons het dalk 'n fout gemaak. Kom ons gaan maar terug, ons gaan vang weer vis. Ons gaan doen maar weer die dinge wat ons gedoen het. Hoe baie keer bid ons oor 'n saak en ons reik uit en ons sê, Here, asseblief kom vir my deur. Ek sit met hierdie krisis, ek sit met daai krisis. Dan kry ons nie daai antwoord nie, dan reageer ons presies so. Ek gaan maar weer terug na my ou weg toe. Ek gaan maar weer terug na my ou week toe. Ek was al so skuldig aan dit. Dan sê ek vir Simon, hy gaan my net hierdie naweek. Dat die ou Roan maar weer terugkom en dan vergeet ek immers van my probleme. Dis presies wat die vyand wil hê jy moet doen. Die woord sê, die disippels moes eintlik geweet het. Maar hulle reageer soos die mense om ons. Hoeveel keer as die lewe bietjie begin druk en dinge bietjie begin swaar raak, dan raak ons vreesbevange. Is die enige iemand hier wat vandag vir my kan sê, jy het nog nooit vreesbevange geraak, as die lewe bietjie druk nie? As die budget nie so lekker klop nie? Hoeveel keer het ons al Jesus bevraagteken? Hoeveel keer het ons al God se perfekte plan bevraagteken? Hoeveel van ons hierso het al gewonder of God 'n werklikheid is? Daar waar jy mismoedig raak, daar waar jy kwaad raak, daar waar jy nie meer 'n uitweg sien nie, daar waar op jou knieë is en jy bid en jy vas en jy pleit en dinge werk nie uit nie, dan wonder ons, is God
werklikheid. Hoeveel keer het ons nie al God en sy perfekte plan betwyfel nie? Daar is nie een persoon hier wat vir my kan sê, ek het nog nooit plan B toegegaan, want plan A wat God moet wees, het nie uitgewerk nie. Dan wil ek julle vra, hoeveel keer het daai plan B uitgewerk? Of hoeveel keer het jy jouself in dieper moeilikheid gekry? Hoeveel keer maak ons nie ons eie planne nie? In steede daarvan om net op God te vertrou soos vir die disippels moes maak. Ons kruisig die disippels vir wat hulle gedoen het. Maar ons doen presies dieselfde. Hoeveel van julle het al na Petrus gekyk en gedink, ek sou nie Jesus verloon nie? Ons het Vrydag daai video gekyk vlugtig en so ontstellend as wat dit was, is daai, ek dink, 'n spikkeltjie van wat werklik gebeur het. Ek vertel Woensdag aand vir die jeug, julle weet, jy kon Jesus amper nie herken as 'n mens nie. Hulle wys daai een stuk waar hy sweep so inslaan en ruk hy so vas. Julle weet van sy ingewande het uitgewys, so stukkend gestaan was hy. Daai video doen dit nie justice nie. Maar o nee, ek sou nie God verloon het nie. Ek sou nie Jesus verloon het nie. Dan sit ons in 'n krisis en ons sien nie 'n uitweg nie. Ek kyk na my bankrekening en ek sien nie die geld nie. Dan verloor ons hom. Weet julle, inteendeel in die woord waarsku Jesus ons dat hierdie dinge gaan met ons gebeur. En nes die disippels, glo ons God nie, en ons luister nie vir hom nie. Weet julle, nou gelees ons in Johannes 14 vers 1. Wat die Here hierso vir ons sê. Want ek kry die idee is baie van ons wat op hierdie stadium nog hulle wille 2025 het sover. Laat julle hart nie ontstel word nie. Glo in God, glo ook in my. Dit na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. Julle weet die Here sê vir ons harte moenie ontstel word nie, en dan gaan ek ook vir julle sê, ek weet, Roan, easier said than done. Ek was ook al daar. En moenie dink, ek kom nie nou meer daar nie. Ek kry nog steeds daar waar dit vir my voel, ek kan nie meer nie. Weet julle, ek sê net so ruk terug vir Simon, dit voel vir my of ek te veel hooi op my vurk het. Ek voel amper of ek uitgebrand is, want is hierdie kant toe, dis daardie kant toe, jy kry nie tyd om te sit nie. In steede daarvan dat ek net lees wat die Here vir my in Johannes sê. Moenie laat jou hart ontstel raak nie. Glo net in God. Maar dan maak ons soos die disippels. Here, ek glo nie, maar as daai krisis my slat, dan sukkel ek. Dan vertrou ek ook nie meer regtig nie. Jesus sê vir ons, vertrou net op my. Moenie jou eie planne maak nie. Weet julle, in Openbaring is daar 'n mooi teksvers waar die Here inteendeel vir jou sê, jy maak die planne, maar hy bepaal hoe dit uitgevoer word. En weet julle wat die ironie? Dan werk hy planne nie uit soos wat ons wil nie, dan bevraagteken ons wraggies deur die Here. En al wat die Here vir jou sê is, glo en vertrou op my. Ons moet ophou na hierdie disippels kyk en daar was fout met hulle. En besef wat hulle gedoen het is presies wat ons ook doen. Maar weet julle wat is my so amazing? Ek gaan kyk ons in Handelinge na hierdie selfde disippels. Hierdie selfde disippels wat pad gevat het, het warm geword het, dieselfde disippels wat nie met Jesus geassosieer wou word nie. Dan kom hy selfde disippels voor konings. En dan sê hulle, julle sal sterf, want sê hulle, dis reg. Want ek weet wie my God is. Ons wat hier sit vandag weet wie ons God is. Johannes 16, vers 33. Sluit vir my so mooi by dit aan. Jesus aan die woord, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Hierdie naweek, hierdie gebeurtenis, het Jesus die wêreld oorwin. Hy sê vir ons, julle, dit gaan taaf raak, maar ons het vrede in hom. Hou op julle vrede in die wêreld soek. Hou op julle vrede in die goedjies soek. Hou op julle vrede in julle gesondheid of in julle geld
of in julle huise soek net julle vrede in God en dis vir jou genoeg. Weet julle, ek sien so 'n video waarvan ek nogal baie hou. Waar hulle noem dit the rope illustration. Dan is daar so 'n klein rooi stukkie op hierdie tou en dan is die res so lang wit stuk en dan sê die ou, imagine hierdie tou gaan vir altyd aan. En hierdie klein rooi stukkie is jou lewe op aarde. Dan sê dit, maak nie vir my sin nie, die mense is so gefokus op hierdie klein rooi stukkie, op hierdie aardse bestaan. Ons kyk nie na hierdie wit wat volg nie. Ons belê so in hierdie aardse bestaan, dat ons kyk nie na dit wat kom na hierdie aardse bestaan nie. 'n Wyse belegging is in die ewige lewe saam met Jesus Christus. Weet julle, as ons deur 'n moeilike tyd gaan, hoekom bevraagteken ons God? As hy ons eintlik so goedsgesind was om vir ons te sê, Here, dit gaan gebeur. Hy het nêrens vir ons gesê, it's going to be smooth sailing nie. Hy het vir ons gesê, julle weet, julle gaan ups and downs kry. Die hele wêreld kry ups and downs. Ons het daarom die Here wat saam met ons hierdie ups and downs gaan. Maar sodra ons iewers ter ons voete onder ons uitgeslat is, dan bevraagteken ons God en dan dink ek, julle, hoekom maak ons soos die disippels? Hy het vir ons gesê hierdie goeters gaan met ons gebeur. Hoekom bevraagteken ons hom? Ons moet leer uit die disippels se fout uit en sê, Here, ek het vrede in U, want ongeag wat gebeur, is U nog steeds met my. Weet julle, en ek wil regtig nie weer praat oor hierdie goedgaan teologie wat so in die wêreld vol van is nie. Maar ek wil julle graag vra, het dit jou al iets gekos om die Here te dien? Was dit nog altyd net maklik om die Here te dien? Want as dit jou nog niks gekos het om die Here te dien, moet jy jouself gaan vra, hoekom nie? En die woord van God sê, dit gaan jou alles kos om hom te dien. As dit jou nog nie vriende gekos het nie, wil ek vra, hoekom? As dit jou nog nie teenkanting gekos het nie, wil ek jou vra, hoekom? Wat se evangelie verkondig jy as die wêreld dit aanvaar? Paulus skryf vir ons, hy sê, ek verkondig Jesus gekruisig, dit maak vir die wêreld nie sin nie. As jy 'n evangelie verkondig wat die wêreld vir jou sê, nee, ek stem 100% saam met jou, dan moet jy regtig jou evangelie gaan beherbesin. Maar weet julle, as die lewe jou hierdie houe slaan, sê God vir jou in sy woord, en dis my so kosbaar, ons het vrede in hom. Hy sê pertinent, julle, ons het vrede in hom, hou goeie moed. As dinge nie vir jou sin maak nie, soos wat ek verstaan vir baie mense dit nie sin maak. Hou goeie moed, jy het vrede in die Here. Weet julle, daar's 'n teksvers wat ek op elke liewe begrafenis gebruik, maar dis goeie lewensadvies. Wat die Here vir jou sê, ons sien nou deur 'n spieelbeeld. Alles maak nie vir ons sin nie, maar weet julle hoe fantasties is dit alles hoef nie vir ons sin te maak nie. Want die Here sê vir ons eendag, in jou verheerlikte liggaam sal alles vir jou sin maak. Dit hoef nie nou sin te maak nie. Julle weet in hierdie naweek, al wat vir my hoef sin te maak is, Jesus het die wêreld oorwin. Ek is vrygekoop deur sy bloed. As dit nie vir daai bloed aan daai kruis was nie, het ek nie vandag hier gestaan. As dit nie vir daai bloed aan daai kruis was nie, het ek al hoeveel keer in my lewe opgegee. En weet julle, ek het geen twyfel vandag dat ek het 'n gemoedsrus in Jesus Christus. Dat ongeag, hy het altyd my beste belange op sy hart. Dis hoe fenomenaal God is, al maak dit vir jou nie sin nie, vir hom maak dit sin. Weet jy, as jy deur 'n moeilike tyd werk, besef God is met jou. As jou lewe uitmekaar uitval, besef God is met jou. As jou geloof vandag nie sterk is nie, besef God is met jou. Ons verkoop partymal hierdie stories aan mense dat jou geloof sal jou gesond maak. Weet julle, Jesus het mense gesond gemaak wat nie eens geweet het wie hy is nie. Amen. So as jy vandag soos 'n klein gelowige voel, weet God is nog steeds met jou. As jy nie weet hoekom en wat en waarom die dinge met jou gebeur nie, besef God is met jou. Jy gaan deur niks verniet nie en God laat dit toe.
Maar eendag, as dit nie op hierdie aardse bestaan is nie, eendag gaan dit vir jou sin maak. En jy gaan terugkyk en sê, Here, dankie. Ek verstaan vandag. En hoe kan ek hierdie dinge vir julle sê? Blaai graag saam met my na Psalm 139 toe, en ek gaan julle vandag uitnooi as ons hier klaar is. Vir die van julle wat Bybelstudie vanaand doen, gaan lees Psalm 139 in sy geheel. Psalm 139 sê, Here, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagtes. U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of U, Here, U ken dit geheel en al. U sluit my van agter en van voor, en U lê U hand op my. En hou net hierdie ene, om dit te begryp is te wonderbaar vir my, te hoog. Ek kan nie daarby nie. Julle, ons sit partymal so moedeloos, soos die disippels gesit het in hierdie naweek, en ons voel, Here, ek kan nie meer. God sê vir jou, jy hoef nog nie eens daai woorde gespreek het nie, maar ek het dit klaar gehoor vir my kind. En dan sê hy vir ons, dis te groot, te wonderbaar vir my, ek kan dit nie verstaan nie. En God sê vir jou, dis okay, partymal gaan jy nie die woorde hê nie. Jy gaan partymal letterlik in sak en as net op jou knieë neerval, nog sonder om te bid, en die Here gaan vir jou sê, ek hoor vir jou. Ek is met jou. Ons menslike verstand kan dit nie begryp nie, maar dit is hoe groot God is. En weet julle, ek het nou geleer, ek gaan nie vir julle sê, ek sluit af nie. Want ek is oor die vingers getik, as ek sê, ek sluit af, en maak almal hulle Bybels toe. En dan neem die mense aan, ek is klaar, en praat ek nog vir 'n halfuur lank. So om alles by mekaar te bring, is dit beter. Om alles by mekaar te bring, wat hierdie naweek vir ons beteken is die grondslag vir ons geloof. Ons is die enigste geloof, wat 'n lewende God dien. Die enigste geloof. Glo my vandag, as ek vir dit vir julle sê. Daar's mense wat hierdie kosbare woord van God bevraagteken. Het julle geweet, daar's meer teksverse en geskrifte oor die Bybel bymekaar gesit as oor Julius Caesar. Hierdie is die enigste boek wat die profeseë in 1500 jaar uitmekaar uit tot vervulling gebring het. Daar bestaan nie 'n ander 66 boeke soos hierdie. 40 verskillende skrywers oor duisende jare bring hierdie boek bymekaar. Net 'n lewende God kan dit vermag het. So julle, ons grondslag is nie geleë in geskrifte van mense nie. Ons grondslag is geleë aan 'n kruisdood van 'n God wat vir ons opgestaan het. Julle, ons is so bevoorreg dat ons nie soos die disippels hoef te twyfel nie. Want ons het God se woord. Julle, ons is so bevoorreg, ek sê dit vir die jeug hierdie Woensdag, dat jy kan op jou knieë gaan en jy kan met die Skepper gaan praat. Ons kinders hoor soms hoe ons praat, julle sal my nie glo nie, en dan raak my kinders eintlik opgestres onnodiglik, want hulle wil hulle self bekommer oor groot mens stories, en Lian vra nou die dag vir my, hoekom bel ek nie die president nie? En ek sê vir my kind, want ek kan nie. Maar ek het 'n oppergesag met wie ek kan praat ver bo die president. Die president en sy regering se besluite beteken vir ons niks. Dis God wat ons behou. Ons weet wat die Here vir ons gedoen het, en ons weet wat die Here nog vir ons kan doen. Julle weet hoeveel beloftes gee God in sy woord vir ons. Ons moet net daarom begin vashou, en ons moet dit net begin glo. Ons moet vandag 'n bewustelike besluit maak. Want ons weet wat ons weet. Julle, en al word ons soms hartseer oor 'n naweek soos hierdie, dat Jesus ons gaan deur hy gaan, en ek wil nou eintlik vir jou sê, as hierdie naweek nie bietjie emosies jou opbring nie, is daar fout. Dit was 'n horribale kruisdood om te sterf. Maar hy doen dit uit liefde uit, om vir ons te wys hoe lief hy vir ons is, want hy het besef hoe belangrik is dat daai verhouding met God herstel moet word.
Vrydag was dalk 'n baie emosionele dag, maar julle vandag is 'n dag van blydskap. Want soos pastoor Ben gesê het, ons begrawe mense, maar hierdie het opgestaan. Vir my en vir jou. Julle, dit is wat liefde vir jou doen. En ek weet daar was baie stories en baie gerugte en nou die dag toe stuur Theo en pastoor Dani my 'n ding aan wat my gruwelik ontstel van mense wat die kruisdood nie wil erken nie. Here, die wêreld gaan nie die kruisdood erken nie en hulle moet dit nie erken nie want dit maak nie vir hulle sin nie. Vir ons maak hierdie kruisdood sin. Ons Skepper moes daardeur gegaan het sodat ek en jy nie daardeur hoef te gaan nie. As jy vandag sukkel om iets te hê oor om dankbaar te wees, wees net dankbaar vir dit. Jy is hy kruisdood gespaar. Romeine 8 vers 36. Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. As die wêreld jou houe slaan, as die lewe jou houe slaan, as jy nie meer weet wat se kant toe nie, julle ongeag wat gebeur, niks kan jou skei van die liefde van Jesus Christus nie. Geen battle wat jy fight jy alleen nie. Geen krisis waardeur jy gaan jy alleen deur nie. Want niks kan jou skei van die liefde nie. Weet julle, en ek wou nou nie eintlik hieroor praat nie. Maar weet julle, ek kom partymal op 'n punt waar 'n ou regtig moeg is. Jy voel half sielsmoeg. Dan sien jy net 'n geliefde, dan voel jy sommer weer beter. Ons is so bevoorreg om elke liewe dag daai geliefde by ons te hê. Al wat jy moet doen is jou hand uitreik en sê, Here, hier is ek. Raak my vandag aan. Julle moenie hierdie naweek vergeet nie, want hierdie kruis was horribaal, maar Jesus leef. Ons God leef. Sluit asseblief maar die oë. Liewe Here, baie dankie vir hierdie naweek. Here, hierdie kruisdood is moeilik om te begryp en ons het Vrydag vlugtige video gesien, dis moeilik om dit te sien. Here, maar ek wil hier vandag dankie sê dat U bereid was om dit vir ons te doen, om daai vuil op U te vat, sodat ons verhouding herstel kan wees. Here, ons het geestelike genesing ontvang wat ons eintlik glad nie verdien het nie. En Here, terwyl U daar gehang het, het U aan ons gedink en ons vergeet dit so vinnig. Here, ons klou so vinnig vas aan hierdie probleme van die lewe en ons draai so vinnig ons rug op U, maar mag ons nooit vergeet wat U kruisdood werklik vir ons beteken het. Here, mag ons vashou daaraan dat ons weet U leef en ons dien 'n lewende God en ons kan enige tyd van enige dag met U kommunikeer en ons is so bevoorreg. Here, dankie vir hierdie fondasie van ons Christen geloof wat ons het. Mag ons dit nooit weer ligtelik opneem nie en mag ons met trotsheid vir die wêreld gaan vertel van Jesus se kruisdood en wat dit werklik beteken het. Here, ek sê vir dankie vir elke persoon wat sy tyd uitgekoop het, elke persoon wat hierdie naweek herdenk, omdat ons besef hoe belangrik hierdie naweek is. Here, mag ons nooit U liefde vergeet nie en mag ons nooit uit U teenwoordigheid uit wegbeweeg nie. Here, maar dat ons sal vashou aan die kruis en aan U liefde en aan U genade. Here, ek dink ons besef altyd nie, maar U is die God bo alle gode. Die Skepper, U is die begin en U is die einde. Here, ek dank U vandag vir die voorreg wat ons het. Dat ons sommer direk met U kan kom praat. Here, mag ons asseblief van vandag af besef, maak nie saak wat om ons gebeur nie, U is in beheer, ons is in U hande.
En U is die een wat ons sal onderhou in hierdie land, maak nie saak wat om ons gebeur nie. Ek wil laastens bid vir ons geloof. Here, dat ons so sterk in ons geloof sal raak, dat maak nie saak wat gebeur nie, dat ons nie sal afwankel van dit af nie. Maak nie saak wat wie vir ons sê nie, maak nie saak wat om ons gebeur nie, maak nie saak hoe sleg my omstandighede lyk nie, dat ons altyd ons geloof in U sal behou. Altyd ons vertroue eerstens op U sal plaas. Here, ons dien die lewende God en U het vandag opgestaan en daai graf is leeg en ons dankie vir dit. So ek los julle vandag met die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly en sy met elkeen van julle. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen.